go to take up the tithes, the offerings. The tithes belongs to the Lord. The offerings is that what you are giving unto Him. What you are deciding you want to give to the Lord. But so sommige mensen sê dit is my tiende, sal dit nie dat jy lig jou tiende nie. The tithe belongs to the Lord. Amen. Nathan will do the welcoming. You may be seated, beloveds. He will do the welcoming and the tithe and the offering. Hallelujah. Greetings in the wonderful name of Jesus. Who's been blessed this 4 days so far? Come on, you can do better than that. I say, who is blessed? I mean, there has been fire. We have been rising to different altitudes. Hallelujah. And this evening we are about to go higher than we've been before in the name of Jesus. First of all, I would like to greet Apostle, Pastor Clive, Pastor Gordon. Any other pastors in the house, be greeted in the name of Jesus. Greetings, every prophet, every teacher, every evangelist, be greeted in the name of Jesus. Is here any first time visitors? Can you just stand, please? Can you just stand? And can we just give them a round of applause and give them a shake of hand? Make them feel welcome this evening. Hallelujah. So yeah, the Bible says, give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together and running over. Hallelujah. I don't know about you, but I came ready to give this evening. Hallelujah. I said I came ready to give in the name of Jesus. So let's stand up and make our way to the front as we give to the Lord this evening. Hallelujah. Can you just give the Lord a hand of praise? You are so welcome in the house of the Lord, and everyone is welcome. You know, without the Holy Spirit, it is impossible. It is impossible to have a service. Otherwise, it will just be a tradition. But we thank God for His Holy Spirit that can change the atmosphere. And I believe that God has changed the atmosphere for us tonight here. Just give Him another hand of praise. Can you sing that song?
Agnes, is it Agnes died? Yes, it's Agnes. Amen. Just prepare your hearts, prepare your mind, prepare your soul, and prepare your spirit tonight for the touch of the Holy One of Israel. Because He's yesterday, today, forever be the same. He is the unchanging God. The God that will never, ever changes. It is only for us to follow in the footsteps of His Son, Jesus Christ. The risen Christ, the one who died for me and you on the cross of Calvary. Let us just worship Him tonight and invite the Holy Spirit to come. Not only fill this hall, but fill our hearts, our soul, and our spirit. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, Father. We worship you this evening for who you are, Lord Jesus. Because there is none like you, Lord. You are seated on the throne this evening, Father.
it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of all. You are worthy of it all. From you are, for from you are all things, and to you are all things. You deserve. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. And to you are all things. You deserve. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Day and night, night and day, you set for us. Day and night, night and day, you set for us. Day and night, night and day, you set for us. Day and night, night and day, sing the Day and night, night and day,
presence. The invisible God that manifested himself in flesh 2,000 years ago. Manifest your presence so that the world will know that you are Lord of God and there is no other. Yes. Show yourself mighty and strong once again on our behalf in this place. Let the mighty wind of the Spirit blow over this audience tonight. Yes, God. Let your presence manifest. Permeate the atmosphere. Touch every heart and every soul. Right now in the mighty name of Jesus. Let your presence fall. Let your spirit fall. Father, we pray tonight that somebody will have a Pentecost experience. Yes. Touched by your presence, touched by your power. Yes. Robondaria sendera bakurubondaria sendera mandia. Hallelujah. Can we do the song, Blow Mighty Wind, and then we will invite the speaker. Already done the welcome. Praise the name of Jesus. Welcome everyone. So welcome here tonight. Hallelujah. Somebody just lift your hands and tell him how much you love him. Tell him how much you love him. Love him from the bottom of your heart, every part of your soul, every part of your whole being. Lemandaria sindera bakurbondaria satana lamandia. Jesus, as you walk the shores of Galilee, walk tonight in our midst. Lay your hands on somebody here tonight. Those who are hungry for you, desperate for your presence. Touch them by your spirit and by your power. Robondaria sindera bakurbondaria satana lamandia. Robondaria tana bakurbondaria. Father, we are desperate to see your glory, to see your presence. Touch us by your fire and by your power.
magnify your name, we glorify your name, we exalt your holy name. Blow over this audience like on the day of Pentecost, when the Holy Ghost came in like a mighty rushing wind. Come and blow once again. As we bring the altar to the front, can we sing that song like a mighty rushing wind? It's a very old song. And we are reminded of the Indonesian revival that took place. There was a wave of the Holy Ghost, the blowing of the wind. I pray tonight that you will experience the blowing of the wind. I got some news to somebody tonight, that the wind has been blowing for the last 2,000 years. I said the wind has been blowing for the last 2,000 years. All we need to do is step into that wind. Catch the wave. As the wind is blowing tonight, and your spiritual senses are sensitized by the move of the Holy Ghost. Reach out, do not look at one another, but know that God wants to manifest. He wants to blow into this audience like a mighty rushing wind. He wants to shake somebody's life and turn it upside down and make it new again. Like a rushing of a mighty wind, like a rushing of a mighty wind, come and fill our hearts again, like a rushing of mighty wind, like a rushing. Like a rushing of a mighty wind, like a rushing of a mighty wind, come and fill our hearts
Kom ons gee die Here 'n prys, nog 'n een prys. Kan jy maar sien? Kyk vir my. Kom. Daar sy. Let it overflow. Kom nog 'n een man. Dit is something. Gee vir my. Hier, net so. Amen. Kan ons die leierskap van die kerk aan klop gee? Dan wil ek die mense groet sonder die titels. Waar is die mense sonder die titels? Dit is so lekker. Ek sal so maak. Hey, jy weet as jy 'n titel in die spier en kan op warm word. Maar as jy geroep is vir dit, dan moet jy weet, jy sal hy warmte dan weer staan. Amen. Amen. En dan weer eens, ek het my vroukie saamgebring. Kom sê gewoon net hallo. Sê net hallo. Dat is al wat jy sê. Sê net hallo. My Muna. Greetings, Apostle, apostles,
each and everybody in the wonderful name of our Lord Jesus and Savior. Wees so groot dierbaar is, die blomtent van Jesus. Amen. So die ene was hierdie aan nie, as ek sê, maar ons eer die Here. Ons kan sien, as ons hoor, ons gaan die woord van die Here leer ons so mooi dat David is bly toe hy hoor, hy gaan op na die huis van die Here toe. Dat ons die excitement bly hou vir die Here. Don't let the enemy rob us from the excitement and joy. So Pastor Ronald said, the joy is unspeakable. Don't let the enemy rob that. If he got that, then he got you. Because then you're going to walk around with a long face and as a whole Here bestaan nie meer nie. Because God will want to come through for us. But God's tyd is altyd perfect. Don't forget, God's timing is always perfect. It's the right time. Not our time, but God's time. Amen. God bless you. Ik heb allemaal mensen van mijn leven gezegd. Ja, wie een goede vrouw gevonden heeft. Iets goed. Amen, die dames. Amen. Maar nu waren die vrij single mensen zo. Ons het gestaan voor. Amen. Amen. Wat is daar nog? Daar is niks meer. Nou gaan we naar die woord van de Heer toe. Soos julle weet, ons gaan weer na 1 King 17 Kings. Ek het nie klaargemaak gestaan nie, ons het gestop. Ons het nog eens by die broek gekom nie. Ons het nog eens by die weduweevrou gekom nie. Ons het nog eens gekom by die oorvloed. Here help my. Ek like die song because it's in die gees. Iemand sê in die gees. Hou van 'n kerk wat saam met my praat. Ek is mal, maar ek is mal vir die Here. Amen. En die rede hoekom ek so aangaan is omdat daar was 'n tyd gewees wat ek niks moet gehad het nie. Maar toe kom die Here deur. Daar was 'n tyd gewees, Marvin, wat ek my kop moet verloor het. My brein, maar toe kom die Here deur. Daar's 'n tyd wat ek moet dood gewees het. Maar toe kom die Here deur. Daar was 'n paar aande wat ek laat geloop het en dan gunpoint hulle vir my, maar toe kom die Here deur. Daar was tye wat jy op jou siekbed gelê het, maar toe kom die Here. Toe kom die Here. Daar was tye wat jy niks geëet het nie, maar toe kom die Here. Toe kom die Here. Toe kom die Here. Ek like die kerk wat saam praat. Right now, ons gaan aanlees. Sien die leerbaans. Ons gaan aanlees verse 9. 1 King 17 verse 9. Arise, go to Zarephath, which belongs to Zidon, and dwell there. Behold, I commanded a widow there to provide for you. Somebody say provide for you. Provide for you. So he arose and went to Zarephath. When he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. Die Here maak 'n weg vir jou voordat jy nog daar gekom het. Here help. He called to her, bring me a little water in a vessel, that I might drink. And she was going to get it. He called to her and said, bring me morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord your God lives, I have not a loaf baked bread, but only a handful of meal in a jar and a little oil in the bottle. See, I am gathering sticks, 2 sticks, that I may go in and bake it for me and my son, that we may eat it and die. En die. Ek gaan tot daar ver wees. Maar voor ek verder gaan, wil ek kom by die paard waar die Here vir hom stuur na die spruit. Dit 'n broek. Nou ek dit nog vanaand se boodskap. En hy kom en sê vir iemand, kom hy. Spaar toe. Ons lyk mos series as kyk. Weet jy, as so mense wat heel aand, heel dag net hulle series is. Hulle kyk om. Jy soek 'n ander weg, né? Maar jy sal nie vir daai 5 ure wat jy series kyk, jou series in die ronde stuur nie. Jy gaan nou sit daar en vir 5 ure gaan jy nou elke episode klaar kyk. 40 minutes episodes, 50 minutes episodes. Gaan jy klaar kyk waar jy 50 series
sal gestuur na 5 of 7 of 80 verskillende plekke. As ek reg of verkeerd, en as die apostel vir jou vra om te bid, dan kan jy nie bid nie. Vraag hom net, wat gaan in, wat is series is nou daar in 2 jaar so op hier? Wat is series is daar? Series is vanaf, resigheid of wat? Wat is het principalities was altyd se alle goed is? Viking, as ek kom by die werk, het hy gesien vir Viking, het hy gesien wat my man daar, het hy gesien hoe kom my man daar, maar die laaste persoon wat ek kan sê is, het hy gesien hoe Moses die mense gevat het oor die Rooi See, deur die Rooi See. Ek ga vir jou die beste series is vertel, maar ek kan jou nie vertel hoe die Here vir my deur gebring het gisteraand. Iemand sê, jy moet gaan bid. Los hy series is. Ons sien nou dat Elijah, somebody say Elijah. Elijah beweeg van eie paf en hy beweeg na die broek. Hy wil hom gaan wegsteek, praat die Bybel van. Nou, jou timing is belangrik. Iemand sê jou timing is belangrik. En die plek waartoe jy gaan is belangrik. So God created time for him. So now he is God in his time. And then he said, let there be light. En hy sê, en hy laat die visse kom, en hy laat alles as, en hy maak die aarde, en die volheid van die aarde, en hy gee vir ons tyd. Hoor mooi, nou gee hy vir ons tyd. Maar nou, whenever you need something, and you feel that God is late, God is in his time. And now he stepped out of his time, into our time. So nou wat ons kom kry vir Lazarus is al 4 dae dood. En dan kom die Here uit sy tyd uit. En hy kom en dan sê ons, hy is nog altyd op tyd. En as hy 4 dae laat vir jou situasie, maar hy is nog altyd op tyd, van hy kom uit sy tyd. Do you understand? En nou kom kry jy weke na 2 jaar. Of hoekom kry jy week na 2 maande? As jy dat jy lekker feit het. Sy is haar by die broek. By die broek is waar alles gebeur. He says, hide away. Ons het daar gestop gestaan. Now he says, you need to become comfortable with the uncomfortable. Say to your neighbor, become comfortable with the uncomfortable. Because no one here of it, Elijah kom uit sy comfortability uit. En hy kom nou na die broek toe. En Elijah was omtrent daar vir 1 jaar was hy daar gewees. En nou die is 'n tyd van preparation wat hy daar is. Nou luister mooi. Wanneer die eagle vir hom wegsteek, when the eagle is hiding himself, we name it the rebirth. In other words, the eagle can live up to 70 years because they are mentally strong. Sometimes we allow sicknesses to come into our lives because we are not mentally strong. We allow certain stuff to get us mentally down. En ons dink aan 'n klomp goedes. After 40 years, every eagle has to make time for a difficult decision. After 40 years, its claws are no longer sharp enough to hunt. Because it becomes bent and blunt and its feathers become stiff. The eagle has 2 options now. Either it dies or it goes through a painful change. His painful change is that the eagle must go to the mountain, crush his beak. Sien jy daai stuk daar? Prys die Here vir die prentjie vandag. Sien jy die mond? Die mond. Iemand sê die mond, ons kom nou daar by die mond. Now he has to go to the mountain and crush his beak. So when I look afbreek hy mond. With the new beak, the eagle rip out his claws. So once die mond begin teruggroei, die beak van hom, hy geelpad. Once hy begin terugkom, dan trek hy sy kloue uit, sy naels. With the new beak, the eagle rip out his claws and new ones grow back.
nuwe groei terug. The eagle rip out his feathers, sy feathers uit, and new ones grow back. This painful journey lasts for about 150 days. After doing this, the eagle gets a new life. Dis wanneer die eagle vir hom wegsteek. Maar, luister hier, hy moet teruggaan en hy moet sy mond gaan afkap. Vanaand is die Here besig om vir iemand 'n ander mond te gee. Amen. Jy sien, hy doen wat net so wil klap. En mense wil insê, soos jy wil insê, en sê, hy doen wat uit vanaand. Jy is bekeer en jy loop met jou bekeerbaartjie aan. Elke Sondag is hy net so op hy level, maar as hy binne die huis kom, en ook die buite, maar hy ook die binne. En dit gaan net so wara, dan sê hy nie vir my nie, my hande is nie van tinte gemaakt nie, maak jou eie koffie. Kan jy bekend? Ja. Ek het nou genoeg en ek jou kleren gewassen. As dit wat sy nou moet was. Johannes moes nie van damas gemaakt nie, maar kan eet die. Nou my mona sê nie van my daai nie, ne? Daar is som van ons wat nie kan bid soos ons wil bid nie, maar die Here gaan jou vanaand 'n ander mond gee. As jy gaan bid, dan gaan daar 'n ander sound inkom. As jy gaan begin sing, dan gaan daar 'n ander sound inkom. Die Here is besig om vir jou vanaand 'n ander tong te gee en 'n ander mond te gee. Miskien gaan die single ladies bitter wees met die ander en 'n nuwe mond. Een nieuwe mond, iemand sê 'n nuwe mond. 'n nuwe mond. Hy beteken tande ook en alles. Soms kry ons mos drome van valse tande. Daar's valse mense in jou lewe. Daar's oral valse mense in jou lewe. Jy gaan ook kras maar sê net so. Die asse skroet jou. Dit is sien al weer daar. Dit is sien al ek sê vrou al weer kwaad. Hulle doen dit al besig gespreek gestaan. Moenie geflous word deur mense se valsigheid en manipulation. Number 2, after 40 years, every ego must make a difficult decision. Jy sit vanaand hier en jy moet 'n difficult decision maak vanaand. Of elke tyd moet jy difficult besluite maak, because jy vind jouself elke tyd in die middel van twee mense. Daar moet jy op die ene se paard moet vat nie, en jy op die ene se paard moet vat nie, en dit bly net so. En weet jy wat, die dangerousste ding is skryk, is wanneer jy iemand cover wat verkeerd is. Ons is mos lief om my ding te doen. Ons cover mense wat verkeerd is. Ek cover my kind, hy is hoe verkeerd, ek kan hom nog altyd cover, ek gaan nie vir hom help nie. Nou die dangerousste ding is, Keenan weet hy is verkeerd. Marvin is sy pa, hy is die ankel. Marvin wil vir hom reg slaan, reg doen, maar die ankel bly cover. Nou hy weet, hy gaan 'n kamera weet, so hy gaan weer hy ding doen. Sê vir jou neighbor, kom met die pad uit. Kom met die pad uit. Ken jou lyn, ken jou pad. Ken jou lyn, ken jou pad. Bring hom met vandag 'n doek. Bring hom met die as dit doek. Ek wil net vir u vandag net iets wys. Kom gou vandag my seun, dis my seun Isaiah. Bring hom net vir my, Isaiah bring vir my twee koppies. Bring hom met 2 koppies. Iemand sê 2 koppies. 2 koppies. Hou gerei. Hou die vas. Kyk hier wat gebeur, né? Ek bly vir hom cover vir sy verkeerde dinge. En ek cover vir hom. Die was hier nie. Hou vas, ek cover vir hom. Ja, my moeder, ja, ek cover vir hom. But you know what is growing under this covering? Fruit. If you don't deal with the root, you're going to deal with the fruit. Amen.
you need to get the root out. Otherwise you can deal with the fruit. Die lankie gaan jou kan drink. Hy gaan dagga roek. Hy gaan drugs begin doen. Because you were the cover-up. En het was nooit hy gewees, het was altyd jy wat hom verder gedryf het na waar hy opgeëindig het. You need to make a decision tonight. Stop covering for wrong people. If you're wrong, you're wrong. En dis ook van ons kinderen lyk soos het lyk vandag. Van ons mense cover mekaar en verkeerde mense cover ons. Die kerk moet wakker skrik. Iemand sê die kerk moet wakker skrik. Die kerk moet wakker skrik. Nee. Its claws are no longer sharp enough to hunt. Jy kan nie meer dinge doen wat jy gedoen het nie. Jy kan nie meer dinge doen wat jy gedoen het nie. You know why? Hoekom het dit begin stomp raak? Ek het gister gepraat van die humbleness en ek het gepraat van die hoogmoed. Hoogmoed maak ook dat jou naels stomp raak. Jy was altyd skerp in die woord gewees, maar jy het nog stom geraak in die woord. Jy sit ook maar nou agter, jy's bang die apostel gaan jou vra om te bid. Jy was altyd net so skerp. Ek was skerp. Maar nou as ek nie meer waar ek gewees het nie, was ek stom geraak. Because it becomes bended and blunt, and its feathers become stick. Bent, ek ook van die paard. Sometimes we become spiritually bended. Ons loop so gebukkend. Is mos nie vir 'n Christen dat jy moet gebukkend loop en gebukkend deur die lewe gaan nie. Vir 'n Christen moet jy opkom. Gister het ek gepraat van die uitbors van die eagle. Wie nou maar gehoor? Wie nou wie gestaan ingestap by die huis uitborse soos 'n eagle. Wie nou maar gedoen? Geestelik stap ek uit en ek het 'n lag hy. Wat is dit? Ja. Ek het 'n lag reg. Reg geniet hom. It is a painful change that the eagle must go to the mountain and crush its beak on the rock and it falls out. It's painful. You know what? Today it hurts, tomorrow it works. Amen. Come on now. Today it hurts, tomorrow it works. Maar die mense wat so tand kan trek, is mos moeilik nou om my nou te sien. Weet jy wat, die bakste mense wat tand trek is die groot mense. Maar hier is die bang mense nie, hier is die bang mense nie. Ek het een keer my seentjie, waar is hy nou Caleb, daar so, gaan ons daar met tyd te boek. Sjoe, wat hy kan sien, hy moet aan by die kamer gaan. Julle weet mos so sit en toe hardloop by die hele banke vol. Ek moet hardloop agter hom en ek moet hom trek te gryp. Maar hy wens nie te kry kom. En ek moet so sit met hom. En ek moet hom so hou. Sodat hy dan kan getrek word. Soms is daar 'n broer en 'n suster wat jy nie moet laat gaan nie. Hou hom styf vas, moenie aan laat gaan nie. Stuur vir haar boodskappe. Ek weet dit was seer gewees. Ek weet dit was nie lekker gewees nie. But I'm gonna keep hold of you. I'm not gonna let you go. Soms wat ons Christene te gou opgee op dierbares. Sê vir iemand, moenie so gou opgee nie man. Moenie so gou opgee nie. Ja, sy wil gaan nou, laat sy gaan, as sy wil gaan, laat sy gaan. It's painful things that you have to go through, but you have to go through. Somebody say, today it hurts. Today it hurts. Tomorrow it works. Tomorrow it works. Hey, my vrou, hy wat jy aan doen is baie verkeerd. Sê wat ek vir haar sê, but tomorrow it can work. Hey, ek hoop dat daar is pastore wat nou hoor. Today it hurts, tomorrow it works. Right now. Sê right now, iemand sê right now. Right now. So die proses gaan aan vir 150 dae. So vir 150 dae kan die eagle gaan sonder kos. Hy's gedesign soos hy.
We are designed vir sekere dinge om te achieve, but we never walk in that purpose to achieve that thing. 'n Boot is gemaak nie om te staan by die hawe nie. Waarvoor is 'n boot gemaak? Om te seil. Weet jy, terwyl die disippels daar so op die boot is, en hulle almal is bang, en Jesus is aan onder, en die een hardloop gaan maak om wakker, en hulle maak van Jesus wakker. Jesus slaap nie nou nie, Jesus is altyd wakker in my stryding. Iemand sê, hy is altyd wakker. En hulle gaan, ek dink as hy boot kan getuig het hy aan. En hulle sê, julle is mos ook klomp mappets. Weet julle wie het julle in die boot? Weet julle van wie het julle, waarvoor is julle bang? Maar gelukkig het die boot nie gebraak. Vanavond wil ek vir iemand sê, weet jy, wil ek vraag, weet jy wie die in jou boot? Hoekom paniek jy as jy weet jy nog altyd vir Jesus in die boot? So mense gaan vir jou miskien sê, ja, hoekom stres jy nie? Sy lyk nie geworried nie. Hoekom nie? En jy weet jy vir Jesus in jou boot. Amen? Amen? En dit is soms normal, even vir 'n pastor, of vir 'n diaken, of whatever. You know what I mean? But die Here is met jou. Become comfortable with the uncomfortable. Is moeilik soms om kerk toe te kom in die reën, want is uncomfortable. Maar as jy nie kan kerk toe kom in die reën nie, dan is jy te lig gevind. You need to step in the rain. Daar is soms tye, wanneer jy die boot net moet stap as 'n leier. Sometimes when it's heated, jy wil nooit uitstap wanneer dit reën en wanneer die storm is. Nou praat ek nie van die normal storm daar buite nie. Ek praat van die normal storms aan die lewe. There is the time when your apostle needs you to step out of your comfort zone in your boat. Die eagle het 'n nes. En wanneer die nes gemaak word, dan is die eagle, hy is baie versigtig op sy kleintjies. So in ander woorde, hy kry wol en hy kry allerlei tipe goede om dit nice te maak vir die kleintjie. Comfortable, lekker easy, lekker. Apostel maak dit nou lekker vir jou, alles. But die moment jy naby vlieg is, dan gaan die eagle maar en hy haal die wolsies uit en hy begin dit uncomfortable te maak vir die kleintjies. Because you know why? It's time for you to fly. Jy kan nie heel tyd op apostel hang nie. As apostel stap met Petrus, stap jy ook. Because jy sal so gewoon hang. As apostel in die kerk is, lag ek nie my hande nie, Here, jy moet goed uit die waar is. Waar is hulle? Die moment apostel instap, en dan is dit so. Worship ek dan nou vir apostel? Doen ek dit vir apostel? Of vir wie doen ek dit? Vraag vir jou neighbor, vir wie doen jy dit? Die Bybel sê dat die broek begin opdroog. So, die geel begin opdroog. Nou is ek vol stres. Nou begin my bekeerbaartjie gaan nou uit. Nou gaan my bekeerbaartjie wanneer die broek het nou opgehou. Die geld is nie daar nie, nou stres ek. En nou is my man of my vrou is nou sommer die grootste enemy. By die werk, ek is net so. Is dit reg vir 'n Christen? Hy sê, laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. En nou praat ons net van wanneer daar geld is. Elijah het geweet, hy het 'n eagle mentality gehad. Terwyl die ravens vir hom kos gebring het, 2 keer 'n dag, en terwyl hy water gevat het van die broeke, en daarna gaan bid hy weer, en dan bid hy weer, en die Here, dankie vir die geleentheid, dankie Here dat ek nie meer die mense sien in die ou gesigte nie, Here. Here, dankie Here dat ek 'n bietjie hier met quiet time is, Here. Maak die Here vir hom in sy stoel. Nee, ons wil die private visie. Alles gaan op TikTok.
Jy kan nie eens zuig in die kerkie, want sy is net so aan TikTok. Daar gaan hy video. My stinkers is in al die goedes. Ek kan nou vir jou sê, oh ja. Maar ek kan nie vir jou 'n skrif sê, Filippense 4:19 nie. Dit is net so, alles moet daar buite wees. Niks is private. Hoe verwag jy die Here gaan jou seën as jy nie goed private hou nie? Iemand sê binnekamer. Binnekamer. O, so goed is te veel daar buite. As jy op pad is om 'n nuwe job te kry, as jy dan klaar, Sophie, ek vertrou die Here van die. Sy weet nie en Sophie wil hê jy 'n job kry nie. Mark, ek heb mijn vriend hier huwelijke problemen, maar ik hou wel van om te horen dat ik van Mark wil hê, hij moet vorentoe gaan nie. Jy moet versigtig wees vir wie jy probleme vertel. Wees versigtig, iemand sê wees versigtig. Wees versigtig. Ja, jy kan nie. Be careful who you tell your problems to. And not just that, your success that is coming. Jo, ek het my CV ingegee aan die Sophie, en aan die Sophie terug. Dan gaan aan die Sophie naar die Sarah toe. Hy sê nog as 'n CV terug by Old Mutual, van daai job dink sy gaan het kry. Sy gaan dit kry nie. Sy gaan dit kry nie. Waar gaan sy dit kry? Hou jou goed private, man. Jou planne, hou wat private. As jy 'n nuwe besigheid gaan begin, hou het private. Wag tot het manifest. Iemand sê manifest. Steek so aan die kaart, manifest. 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 Manifesteer. Manifesteer. Manifest. Baie dankie. Soos hou het private. Sê hou het private. Hou het private. Oké, hier kom hy. Die broek word droog. Maar sy dors vir die Here is nog altyd daar. Jy moet dors bly vir die Here. Kom ek vertel vir iets. My moeder wat hier sit, ek kan nie genoeg kry van haar nie. As ek kan cricket speel, dan is hy soms te bly, ek gaan. Because ek kan nie genoeg kry van my vrou nie. Ek bly dors vir my vrou. Iemand sê bly dors vir jou vrou. Nou luister dierbares. Ja, ek het vir haar gesê, ek het gesê, dis 'n klomp pragtige jong dames. Moenie net enige een van die jong dames. Don't just take any man wat kom. Nice kaart, daar sê, hy skiet jou net 'n kaart. Hoe van 'n kaart, is haar kaart, hoe van 'n? Hy is a bloed, wat is een bloed. Look into my eyes, darling, you see paradise. Ek loop net so, maar ek kan nie eens 'n jean rechtstuit nie. En dan sê jy nog vir jou, please, kom jou. Is nog iets reg in jou lewe, dan sê jy nog, please, kom jou. Wil jy jou boyfriend nie wat nog, please, kom is nie? Die Here gee ons 'n dankie, maar hy gee net die beste. Iemand sê die Here gee net die beste. Die Here gee net die Die Here beste. gee net die beste. Ja, hy het jou restaurant toe vat. Maar ook nie sommer na die eerste tyd, nie tweede tyd nie. Waar gaan die eerste wag? Dan wees my ma, my pa kom nie. Dan my ma en jou pa kom nie so deelkyk as hy na. Ek het mos gesê agterna, ek het mos gesien iets as jy reg by hom nie. Nee, soos agterna. Ek wil, hy het al gesê, nee mami, sê nou al, sê vroeg. Yes. En dan gaan jy 'n boyfriend van, as hy nie klaar geleer het nie en gestudeer het nie. Nou weet jy wat so snaaks is, mama, nee? Van sommige die jong meisies, as hulle 'n chocolate kry by die ou, lyk dit hulle nog, dit chocolate van hulle ma, hulle pa.
Jong meisies, wag vir die Here. Iemand sê wag vir die Here. Those who wait on the Lord shall renew their strength. Yay! Wag net so. Ek was op 'n kamp gewees, ware liefde wag. Ja, op 'n ware liefde wag. Maar die way die light is op hy kamp aangegaan het. Here, ja, maar kan die ware liefde nie nou wag nie? Dan kom terug. Die hol was ons die, het was lekker groot. Die vensters is hoog, maar die lighties het geklim om deur die vensters te kom, om by die meisies te kom. En er was 'n goeie inisiatief, die kamp, ware liefde wag. Iemand sê ware liefde wag? Ware liefde wag. Jy wil nie toe wie daar in jou eerste jaar dan word jy sommer geslaan. Daar klap op. Dan gaan het red flags all over. Nee, maar hy is 'n goeie ou. Maar die man klap jou. Nee, mami, nou weet sy son. Oei, mami. Wat die kind het jou gestaan beskop? Hy sê nie dan nie, man. But anyway, great doors. So, while hy daar by die broek was, die broek het gedraai, die sprit opgedroog. Maar sy dors vir die Here het nie opgedroog. As jou dors vir die Here nog daar is, dan kan jy nie wag om kerk toe te kom nie. Jy kan nie wag om drama te kom speel nie van daar se dors. Jy kan nie wag om te asse nie van daar se dors van daar is. Jy kan nie wag om te kom bid nie voor nie van daar se dors. Iemand sê bly dors vir die Here. 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 The Bible says, if you drink of the Lord, you shall never get thirsty anymore. But I'm talking about that spiritual thirst. You just want more. Ek hoor van die mense wat verstaan ek kom met vir gebed. Almal wil net like, you know, I want in my ministry. I want more. Ek dink apostel even 'n klas nie. If you want more of Jesus, come to this class. This is a more class. More. Meer van die Here wil jy weet. En jy geweet. En jy geweet. Hoe meer jy weet van iets, hoe meer gaan dit jou disturb. Hoe meer jy weet van almal se probleme, hoe gaan jy lyk op die einde van die dag? Hoe meer jy weet van Jesus en sy liefde, en sy genade, en sy deelbring vermoë, oh my word, dit is so lekker om sy teenwoordigheid te wees. 1 o'clock kan sy opstaan en sy kan gaan bid, oh lekker. Iemand sê lekker. Om die Here te dien. Jy! En wat so mooi is, die ravens bring vir hom kos, man. Die ravens. Kijk, daar is mos 'n ander soort bird. You know what? You're gonna attract people that is not your kind. Jy gaan mense attract na jou toe, wat op lae levels is van jou, maar jy sal hy mense moet help. Die raven is iets wat Elijah wil getrek het. But God told him, but the way God was showing him, you need to become comfortable with the uncomfortable. Dis hier voor wat ek in my lewe wil hê. Hier is gevoel. So, nou gaan stuur die Here vir Elijah na 'n widow toe. Hey, van die koning af na die broek, ravens wat hom neergee. En daarvandaan stuur die Here vir hom na Zarephath, na 'n widow. Iemand wat hy nie miskien verwag het dat die Here hom daartoe gaan stuur nie. And sometimes God is going to send you to somebody wat jy nie wil naartoe gaan het nie, maar jy moet hy woord gaan gee vir iemand. Daar's plekke waar die Here jou naartoe gaan stuur vir rogies en jy moet gaan preek. Ek van die oppernees wat ek gesien het, wat jy gehou het. Pragtig, iemand sê pragtig. Pragtig. Gies so aan, nog klop daar so vir die Here. Jy het 'n verskil gaan maak, you know? En Elijah kom by die widow, maar die Bybel sê dat sy
loop in die ronde en sy kyk vir stokkies wat sy 'n vuur kan mee maak. En ek kom kry en ek sien in my geestelike oor dat hierdie vrou se lewe is uitmekaar gepletter met stokkies. Die stokkies represent haar lewe wat lê uitmekaar het. En sy probeer hierdie stukkie van haar lewe by die stukkie te sit. En sy probeer die stukkie daar en sy probeer alles by mekaar te sit, maar sy kan nie. Because haar lewe is uitmekaar het. Maar ek het nuus vandaan vir die vrou. Ek het nuus vandaan vir iemand wat voel dat jou lewe is uitmekaar het. Daar is een persoon wat jou lewe weer by mekaar kan bring. En sy naam is Jesus. Ek sê sy naam is Jesus. Ek sê die een wat die blinde se oë oopmaak, sy naam is Jesus. Die een wat jou genees, Jesus. En sy loop maar. Sy niks meer hoop nie. As ek maar net hierdie stokkies kan by mekaar maak en 'n vuurtjie maak vir my kind. En vanaf kan ons maar sterf. It's fine. Nou lewe lê uit mekaar het soos 'n puzzle lê uit mekaar het. Wat sê nie kan by mekaar sit nie. En hier kom die profeet van die Here Elijah. Here, ja, hier kom die Here deur. Iemand sê hier kom die Here al weer deur. Al weer deur. Ek moet net keer dat die Here deurkom. Want dit bly aan een kom die Here van my deur. Halleluja. Kom hier dan, jy kom met die Here dan weer. Ja, dankie Here. Nou staan ek hier en ek worship dit en ek prys dit. Wat ek kom hier dan weer deur van my. Here help my. It's nice when you're in the presence of the Lord. I think it was Moses who said, Lord, I'm not going to take another step until thy presence goes with me upwards. He knows moving without the presence of the Lord is asking for trouble. En die weerwoordigheid van die Here vir jou surround. En ek kom by die widow. Ek weet nie wie sal wel weduwees hier vandaan nie. Sien na weduwees vandaan. Ek net sien haar of vandaan. Daar is een. Is twee, is daar nog? Moet nie skaam wees nie. 3, 4. Is hier nog? Ek gaan later vir julle bid. I want to pray for you. A special blessing over you guys. You know? Because I know sometimes it's hard to be a widow. En Elijah komt daar binnen en hij loopt met die vrouw. You know, I think there's one thing that we always ask God, how? Leave the how to God. Leave the how to God. It was Moses' responsibility to get the Israelites to the Red Sea. But it wasn't his responsibility to open up the Red Sea. That was the how, and God opened it up. It was Samuel's responsibility to anoint David. But it wasn't Samuel's responsibility to put David on the throne. It was God's responsibility. Tonight, if you ask how and when, know God, I give the how to you. Hy gaan in en hy vra vir die vrou, ek kom nie op koek en so en die vrou sê, ek het maar net 'n bietjie van die koek, flour en die oil wat ek het, dat is al wat ek het. Jy hoef niks te eet nie, maar as jy 'n bietjie olie het, dat is al wat jy moet hê. Olie in jou lewe. En dan as ek woordjie wat gaan, is daar olie in jou lamp. Die bruidegom is op pad. All you need is oil. En hy sê vir haar, gaan, ek dink as Elisa op wat my weduwee kom, en die vrou weet jy hoe sy haar skuld gaan betaal nie, en hy sê vir die vrou, kry kanne, collect die kanne daar, buite, by almal, kry leë kanne. En die vrou bring die leë kanne, en hy sê vir haar, gaan in die kamer en maak toe die deur agter jou. Maak toe die deur agter jou. Daar is 'n verlede wat jou jag. Jy het nog nie die deur toegemaak vir hy verlede. Dis hoekom hy ding aan mekaar terugkom. It's a recurring spirit that's coming back to you every time. At a certain time of the year kom hy ding terug. Dit lyk alles is mooi, alles is reg, maar daar kom hy spirit al weer. Ek gaan nou weer afvallig raak. Because hy drank spirit kom weer terug. Hy rook spirit kom weer terug.
verskillende geeste wat terugkom hield. It's called a recurring spirit. Ja, ek doen nie die Here, maar elke keer as ek ook kry, dan kom hy terug. En Elisa sê vir hy vrou, gaan in die binnekamer en maak toe die deur. Ek dink as by die bank as jy instap, by die een deur. Nou as agterdeur nie toegegaan het, jy gaan die voordeur nie oopie. As jy agterdeur gaan toemaak, gaan jy nooit die blessing sien wat die Here vir jou al voor het. Maak toe uit die agter. Elke deur maak dit toe. In jou kinders se lewe, maak die deur toe agter jou. Dis hoekom my geeste kom terug. Jy moet nie nog speel met sulke geeste nie. Jy moet sommer sê, ek bestraf jou in die naam van Jesus. Jy kom nie weer na my toe nie. Ek het nou die dag, en ek is naby klaarmaak, en ek gaan speel toe cricket en my seuns is nou saam met my. Maar voor ek nog verder gaan vertel, die Bybel sê dat die vrou die olie vermenigvuldig. Het vermenigvuldig. En die koek, wat is dit die koekmeel? Vermenigvuldig ook. En die olie vermenigvuldig. Al die weduwee vroue van Elisa, wat hy bygekom het, en Elisa. Is toe hy. En ek hou van die vrou wat gekom het by wat Elisa bygekom het, man. Hy het die deel toegemaak met agter. En alles verdubbel. En weet jy maar, dat in 'n twinkling of an eye word hy vrou die rykste vrou in hy area in no time. Amen. Ek wil profeteer oor iemand se lewe. Ek wil profeteer oor iemand se lewe, daar gaan groot geld inkom. Ek het gister gesien apostel. 2 miljoen is in die kerk. Nou wanneer hy miljonair gaan word, ek weet nie of jy al klaar een is of 2 sit. Moenie so stil wees as jy miljonair is. Ek het daar so iets aan. Kyk hier. Luister, hulle was heeltyd in die nood na kyk. En nou as die Here jou uitsort, dan het hy ook weg. Dan begin jy van Ruach is, wat vir jou teëgebid het, wat jy moet suksesvol is, wat uit hy poverty uit moet kom, dan vergeet jy. Hoe sê hulle man, hy het seelpad kop en hy is weg. Maar hier was ons dit toe teëgebid, en uitgelê op die grond, die trane het gerol, die soet lê op die grond, ons het jou teëgebid. En wat die millions deurkom, dan het hy weg. If you want to see who a man really is, put something on him, then you will see. Apostel as hier 'n paar manne is wat amper wil hê, gee vir hulle. Ja, want hy amper op jou kom, dan gaan jy voel. As jy net so was, ek trok alles op. Hy was nog nie op tyd nie. Vir sommige mense wat in oppositie is,